Hy maak 'n verklaring, hy bring 'n openbaring, hy bring 'n woord. Nou, dan blaas hierdie persoon die trompet, sodat die mense dit kan hoor, en die wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Dis nie almal wat gaan hoor nie. Dis nie almal wat gaan glo nie. Kyk wat het met Noag gebeur. Ek vat net 'n voorbeeld. Kyk wat het met Noag gebeur. Toe Noag sê dat God het vir hom gesê dat hy gaan die wêreld vernietig deur 'n vloed, niemand het vir hom geluister nie. Okay? Dit was Ou Testament. Nou moet ons teruggaan na die Nuwe Testament toe, en wanneer daar 'n woord kom van die Here af in die Nuwe Testament, dan is daar sekere maatstawwe waaraan ons dit koppel. Dit word aan die woord gekoppel, aan die Nuwe Testamentiese woord. Okay. En die Heilige Gees kom en hy bevestig hierdie woord vir ons. As 'n doom en gloom en dood en bloed en wraak en dis nie van God af nie, dis nie Nuwe Testamenties nie. Okay? Die Nuwe Testamentiese woord volgens skrif moet ons stig, dit moet ons bemoedig. Dit is die woord wat God in die Nuwe Testament op die manier wat hy vir ons bring. Dit moet die kerk stig. Dit moet in liefde plaasvind. Dit moet liefdevol wees. Want God is liefde. Die Nuwe Testament is nie soos die Ou Testament. Goed. Nou gaan ek terug na wat ek gepraat het van ons stuk, dit wat ek uitgehaal het uit Handelinge 18 vanaf vers 24 af. Nou gaan ons terug soontoe en kom ek lees vir jou die gedeelte. Met ander woorde, wanneer daar 'n nuwe klank kom, dan gebruik God mense om die nuwe klank beskikbaar en sigbaar en hoorbaar te maak. En die eerste keer wat jy en ek 'n nuwe klank hoor, ek onthou toe ek die Koninkryk Boodskap 28 jaar terug in my bediening gehoor het, toe ek dit die eerste keer hoor, toe dink ek ook, nee, ek glo nie wat hierdie ou sê. Maar hoe meer ek dit gaan navors het, hoe meer ek dit gaan lees het, hoe meer ek gaan kyk het daarna, het daar meer goed uit die skrifte van my bymekaar gekom, en ek het agter sê, maar wag, hierdie ou het iets weet. Verstaan jy? Met ander woorde, dit wat ek in die Bybelskool of op universiteit of in die college geleer is, rondom koninkryk, het glad nie ooreengestem, maar dit wat ek gehoor het by monde van 'n ander prediker nie. Ek het konferensies, ek het pastoorskonferensies bygewoon, en hierdie man het begin praat oor die onderwerp van die koninkryk, hoe werk die koninkryk, en ek het toe eventually begin boeke koop, en ek het navorsing gedoen, ek wou gaan soek het. Okay.